Welkom terug by Groot Plaas. Nou, ons gesels vanoggend oor Back and Cloud, die enstof en die verspreiding daarvan. En ek gesels vanoggend met Dewald Olivier. So hy is van die RMIS, dis die rooi vleis bedryfsdienste, om te hoor die gekoördineerde poging wat daar is om tans die enstof by boere te kry. Goeiemôre Dewald. Môre Jennifer. Dewald, hierdie is die grootste gekoördineerde, ek wil sê, effort om die enstof al buite by boere te kry. Dit is nou buite net die staat se veearts en nykunde. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor, hoe werk hierdie koördinering? Goed, so ek dink die eerste ding wat ek moet sê is, ek dink die samewerking tussen ons en die regering het verskriklik goed gewerk. Ons weet daar's natuurlik tekortkominge by die departement en die regering op sigself. So ons moet net dit onderskei. Die feit is die departement van landbou is aan die een kant en dan het ons onderste poort biologiese produkte of OBP. En ons het 'n ooreenkoms aangegaan met OBP. En dit gaan oor die verspreiding van die enstof. So die enstof word ingevoer deur onderste poort, betaal deur die departement. En die ooreenkoms tussen ons van RMIS se kant af en dan die onderste poort is om te sê die allokasies wat gemaak is deur die regering, so daar's die ministeriële taakspan maak spesifieke allokasies aan die bedryf of aan die provinsies, en ons het gesê hoe help ons om hierdie verspreiding te doen vanuit die OBP se warehouse uit, natuurlik na die produsente toe, en tot 'n groot mate onthou ons eerste kontakpunt is veeartse. So ons werk spesifiek met die veeartse en stuur dit sien toe. En in beginsel is dit. Hoe belangrik is dit die feit dat julle die infrastruktuur het om te versprei, maar dat die departement nog steeds beheer neem van die invoere? Ja, ek dink dit is verskriklik belangrik. Ons RMIS van ons kant af gaan ook voortgaan om enstof in te voer, maar onder die vaandel van onderste poort. Onderste poort het artikel 21 invoerpermit gedoen en op grond van dit gaan ons die enstof invoer en ook versprei. Jou vraag rondom hoe belangrik dit is. Ek dink die kontak wat ons het met die privaat veeartse uit die aard van die saak maak hierdie werk. As ons nie die privaat veeartse gehad het nie, en hulle is die spil waarom alles draai. Dit is verskriklik moeilik om met 10, 15 of selfs 20,000 boere in kontak te wees om presies alles reg te doen. En dis die grootste rede waarom ons met die veeartse gewerk het. Hulle is ook natuurlik volgens ons die belangrikste skakel, omdat hulle die geoormerkte persone is as ons wil aansoek doen by die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid, om terugvoer te gee oor waar hierdie enstof heen gegaan het, hoe dit lyk en hoe dit toegedien is. Want dit is ook belangrik. Enstof kan nie net ingedien word en daar word nie, toesig gehou daaroor of dat daar naspeurbaarheid is of dat daar al vertikels is, soos jy nou sê, om daai terugvoer te kan gee nie. Daai is ook alle belangrike stappe wat mense eintlik vergeet. Dis nie so maklik soos ons ent dit in en gaan voort nie. Ja, ek dink as jy kyk na die besluit wat gemaak is nou onlangs deur die minister van Landbou om te sê dat jy 'n gemagtigde persoon is om te kan inent. Daar's selfs inligting van daar wat moet terugkom. En ek dink dit gaan, en weer eens, die grootste rolspeler binne in die hele proses is die veearts. Want hy is verantwoordelik. Hy rapporteer in 'n raad, die veterinêre raad, en uit die aard van die saak is hy 'n professionele persoon. Ek is 'n prokureur van beroep. So ons het ook 'n counsel, of wat ek sê, geswat. Maar die feit is, daar is iemand wat oor hulle kyk, en dit is verskriklik belangrik dat hulle kan terugvoer gee rondom wat gebeur het. En natuurlik, ek meen, elke produsent wat geënt het, elke voerkraal, elke kleinboer wat geënt het op die einde van die dag, moet ergens kan terugvoer gee, en weer eens terug, die veearts bly daai skakel met wie ons dit moet doen. Daai ommekeer om te gaan, okay, dit voel of ons begin vorentoe beweeg, maar voordat ons by hierdie punt gekom het, het dit gevoel asof boere baie frustreerd was, dit het 'n lang tyd gevat, maar in realiteit is daai omkeer ook nie net so maklik nie, dit gebeur nie oornag nie. Dis 'n ongelooflike groot skip. Ons moet onthou, ons kom van 'n tyd af wat ons gesê het, ons gaan glad nie ent nie. Ons gaan net uitbrekings ent, en ons gaan net ent waar daar probleme is. En toe word daar besluit geneem, waarin ons almal saamstem mee, maar ons gaan hierdie hele land ent. Nou, ek dink op hierdie stadium is die grootste besluit wat ons hierna moet maak is dat dit verpligtend moet wees om te ent. En dis 'n gesprek wat ons nog moet hê. Want op hierdie stadium is enting vrywillig. En daar's natuurlik 'n klomp vereistes aan beide kante, van die staat se kant af en van die bedryf se kant af, wanneer ons besluit dat dit verpligtend gaan wees. Maar dit is 'n ongelooflike groot skip om te dink dat ons alles in een slag gaan ent. En ons moet kyk, ons vergelyk onsself met ander lande en hoe het hulle dit gedoen. En ek meen, lande soos Argentinië wat vry is van Back and Cloud met enting, dit het hulle 20 jaar gevat. En dit wat ons vermag het, dink ek in die laaste, ek wil sê 12 na 26 maande, is ongelooflik. Ons het goed reg gekry wat ander lande, ek meen as ons net praat van naspeurbaarheid. Brazil byvoorbeeld, nou hulle is baie groter en het baie meer diere. Hulle is nie naaste by so ver gevorder met naspeurbaarheid soos wat ons is nie. En hulle is al 50 jaar op die pad met betrekking tot dit. So ons het baie vinnig, baie groot tree gegee.
En dit gaan ons nie 20 jaar vat om te wees waar Argentinië is nie, definitief nie. Maar daar is baie werk wat nog voor lê. Baie werk, maar daar is 'n bietjie van 'n lig aan die einde van die tonnel, lyk dit vir my wat voor lê. Dink jy daar's genoeg kommunikasie op hierdie stadium aan die boere? Nou, kommunikasie is een van daai goed wat jy kan met enige landboumaatskappy praat in Suid-Afrika. Ja. Dit is elke produsent wil op 'n ander manier gehoor word of sy inligting kry. As jy kyk na die jonger boere, ek het vanoggend weer 'n ding gekyk op sosiale media rondom, dis X en dit is TikTok en dis al, en dan kry jy ouer boere wat sê in spesifieke provinsies. Sekere provinsies wil dit op 'n PDF hê op 'n WhatsApp. Ander provinsies wil dit, die ouens wat ver ry, wil dit graag hê in klank en hulle wil daarna luister. So jy moet eintlik dink aan elke produsent en dit maak kommunikasie ongelooflik moeilik. En tog sien ons dat die inligting wel uitgaan. Daar's definitief inligting wat weekliks en dit ons in kommunikasie of in media is dit maar konstantheid. As jy konstant inligting uitgee, dan weet hulle waar om te gaan soek daarvoor en dit werk. Dit werk op hierdie stadium, maar dit is nog steeds baie moeilik. Daar's nog 'n klomp goeters waaroor ons moet praat. Ons moet praat oor die feit dat meeste van die inentings na voerkrale spesifiek toe was. Hoekom is daai besluit geneem? Wat lê voor vele? Wat sien julle die pad vorentoe? Maar dit gebeur alles net hierna. Welkom terug by Groot Plaas. Ons gesels verder vanoggend met Dewald Olivier van RMIS. Ons praat spesifiek oor die enstof en die gekoördineerde poging om dit by die boere uit te kry, natuurlik vir back and closure. Nou, meeste van die enstofdosisse het tans gegaan aan voerkrale. Hoe werk die verspreiding? Hoekom het julle besluit op ons begin by meeste van die voerkrale? Kyk, ek moet dit 'n regstelling maak. So van die 2,5 miljoen dosisse wat ons versprei het 1,5 miljoen na die voerkrale toe gegaan. Maar die grootste gedeelte van die enstowwe wat na die privaat sektor toe gegaan het eintlik gegaan, of as jy kyk in persentasie gewys, na die melkerye toe. Okay. So die melkerye het 'n baie groot, die melkbeeste het 'n ongelooflike groot probleem, as ek so kan sê, met back and closure. En as jy kyk dat dis mastitis en die beeste kry ongelooflik seer. So ons besef dat die risiko vir die verspreiding van die virus en natuurlik ook die pyn en die seer dit wat die diere het, is die melkerye die belangrikste. Die besluit is geneem, dieselfde rondom die melkerye. Hoekom voerkrale? Dis die grootste samekoms van diere. Nou, ons het ook gesien, 'n klomp van die inligting wat ons het is dat waar hierdie diere so bymekaar kom uit die aard van die saak, is daar die Engelsman sê 'n plume, dis soos 'n atoombom ontploffing van die virus. En dit versprei sodra die diere bymekaar is en dis hierdie heeltydse in kontak met mekaar, dan versprei die virus baie vinniger, baie verder. Ek meen, ons kan 'n voorbeeld vat in Heidelberg en by Karanbeef was daar positiewe gevalle daar gewees en dit het definitief, wel ons weet dat ek so sê, ons vermoede is dat dit definitief deur die wind versprei is ook. So dit is werklik, as hierdie klomp, die grootste klomp van die virus in die lug is daar 'n potensiaal dat dit deur die lug versprei kan word. En dit was om dit te plat te druk. Nou die besluit is deur die departement gemaak en spesifiek die ministeriële taakspan. En hulle het gesê om die hoë risiko areas eers aan te spreek, is dit hoekom die enstof soontoe versprei is. Daar's uit die aard van die saak, hulle het 1 keer enstof gekry, die voerkrale, en die ooreenkoms met die voerkrale was 1,5 miljoen doses aan hulle gee en daarna moet hulle koop. So ons is op hierdie stadium in 'n proses om te help dat daar enstof gekoop word, maar die voerkrale het nie weer enstof gekry nie. Goed. Kom ons praat oor net gou weer terug na speurbaarheid. Daar's verskillende metodes, daar's QR codes. Vertel ons 'n bietjie, wat is die metodes? Hoe kyk ons daarna? So wat ons doen by onderste poort, as ons die enstof, ek dink dis verskriklik belangrik waar dit begin. Die enstof kom in pallette, toegemaak met cling wrap, of dan nou soos wat ons ken, die Jiffy wat jy in die kombuis gebruik, is amper dieselfde, is net bietjie sterker. En dan word dit oopgemaak en uit die aard van die saak moet dit herverpak word, veral soos wat ons dit doen. So dan word dit in kleiner dosisse verpak in polistireen containers, houers, en daar word 'n QR code geprint bo op die boks om presies te sê wat aan die binnekant is. So dit word dan by onderste poort geskandeer, wel dit was in die verlede so gewees, ons het dit nou geskuif na DHL toe. So ons gebruik nou 'n privaat verspreidingsmaatskappy, ons verwyder dit onmiddellik by die onderste poort, en in die toekoms sal dit nie eers deur onderste poort gaan nie, dit gaan reg uit DHL toe. Is dit net skies om 'n rede te val met vinniger te maak, die proses vinniger te maak? Ja, definitief. Ek dink ons hoef nie te gaan in die detail nie, maar die feit is, dit gaan baie vinniger wees as dit die privaat maatskappy doen. Die feit is, dan word daar 'n QR-code opgesit, dit word geskandeer van die plek van versending. Wanneer die veearts dit ontvang, word dit weer geskandeer en op die einde van die dag by die produsent op die plaas. So die veearts gee die pakkie enstof vir hom en hy scan of skandeer dit dan weer. En dan het ons na speurbaarheid van wat die pad is waar dit geloop het. Nou die belangrikste gedeelte hiervan is eintlik
die GLN of die Global Location Number. Ja. Daar's nie regtig Afrikaans daarvoor, dis die GLN. Nou wat dit is, dis 'n internasionale nommer wat ons gekry het by GS1 standaard. Dit is die barcode wat jy kry as jy iets koop by die winkel. As jy Pick n Pay toe gaan en jy koop iets daar, daai barcode is 'n GS1 barcode. En dis presies dieselfde. Al wat dit maak is dit haal individuele inligting uit en dit sit 'n generiese inligting neer. So dit beteken ons weet dit is 'n produsent op 'n spesifieke plek, maar niemand het noodwendig toegang tot wie die produsent is, sy inligting aan die ander kant nie en dis meer. So ons probeer die produsent beskerm, ons probeer die legitimiteit van die waarheidsketing beskerm om te sê dit is werklike boer, dit is werklike produsent, dit is werklike veearts, maar sy inligting word beskerm en toegemaak sodat almal dit nie kan sien nie. En deur dit te doen kan ons indien daar 'n probleem is, gaan kyk en sê wie was hierdie produsent gewees, wie was die veearts gewees of wie was die verspreiding gewees. Maar sonder om die persone en die mense se inligting bekend te maak en net oop te gooi vir almal. En dis die grootste rede hoekom ons die GLN of dan in die GS1 een rigting beweeg het met betrekking tot dit. Dit is een deel van die naspeurbaarheid. Dan kom ons natuurlik op plaasvlak om te sê watter diere is geënt. Ja. En ek dink in die toekoms, dalk miskien nie nou nie, maar in die toekoms en dis die inligting wat ons moet terugkry vir WOA, die World Organization of Animal Health. Maar naspeurbaarheid gaan 'n baie belangrike rol speel in die verkoop van jou diere in die toekoms. Om te sê my diere is geënt, hier is 'n sertifikaat en dis waarna ons werk om te sê dat die koper van die diere 'n premie betaal. Nou dis 'n vloekwoord op hierdie stadium oral, premies, maar die feit is ek kan meer kry vir 'n dier wat geënt is want ek kan bewys dat hy veiliger is as 'n dier wat nie geënt is nie. So dis verskriklik belangrik en ek dink dis vir elke produsent, vir elke verkoper van diere belangrik om te verstaan. Dat dit nie net is vir die land nie, maar dit vir homself is om 'n waarde toe te voeg. Verseker, definitief. Dewald, baie dankie. Dit is baie lekker om te hoor dat daar definitief stappe geneem word, dat daar kommunikasielyne is wat oopgemaak word om ons boere te beskerm, pad vorentoe te stap, beter marktoegang en dankie vir dit wat julle doen vanoggend. Dankie Jennifer. Dit is Dewald Olivier wat vanoggend met ons gesels het. Hy is van RMIS. Daar is lig aan die einde van die tonnel. Bly geskakel net hierna as dit tyd vir groot ontbyt.